Ja, ag Here, ons wil maar net na U toe kom en vir U sê, ja, dankie Here vir geleenthede soos hierdie, waar ons, ja, voor U kan kom as manne, Here, almal hier in Durban wil, en jy weet, dit gaan nie oor my vanoggend nie, dit gaan oor U. En ek wil bid, Here, dat terwyl ek nou hier kom getuig van U, dat my fokus op U sal wees. Here, maar ek wil ook bid vir elke man hier vanoggend, dat hulle fokus op U sal wees. Want 'n man het nie veel om te bring nie, Here, maar ons het vir U. En U is alles. En ons het nodig, Here, elkeen van ons wat hier sit, weet U, ken U, en wil U 'n dieper pad mee stap, en is daar dinge in ons lewens wat U wil verander, en is daar dinge wat voorlê vir ons, waarvoor U ons wil voorberei. En ons almal is hier in Durban wil, en U het 'n roeping vir ons hier, Here. So ja, Here, maak ons, soos daar in Openbaring sê, die wat 'n oor het, hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en dan vra ek dat ons sal hoor wat die Gees aan ons wil sê, Here. Ons bid dit in die heilige, kragtige naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, lieflik, het is eintlik nou, het ek net hier my klok opsit, want ek het 'n lang asem, en dan vergeet ek om by die tyd te hou. Okay, die stopwatch is aan. Ja, so, eerstens wil ek net gou dankie sê vir die Viara manne. Dit is wonderlik, julle het net onmiddellik gesê, julle gaan nie wees. Dit is lieflik om julle hier te hê. Ons ouens wat daar in Aurora by mekaar kom, wat hier so is, en dan het die TGIF manne, weet, ons is net hier, behalwe nou vir die ander groepe, en ons het nog 'n representative van 'n ander groep daar, en hier's 'n paar ander, wat een of twee wat van ander groepe is, die almal hier in Durban wil. En dis vir my amazing, iemand het nou net gesê, ons moet een keer sommer al die manne nooi. Maar dit is vir my wonderlik, nee, want ons het 'n roeping hier, en dis net vir my great dat ons almal by mekaar kan wees 'n bietjie. So dit op sigself is, dink ek, stunning. Dan, ja, okay, kom ek spring weg met my bekering. So 19 jaar terug, is nou jammer, Peer is nie, jy sal vir Peer onthou, hy is deel van ons Aurora groepie, en hy is eintlik TGIF royalty, in die opsig dat hy was betrokke by die heel eerste TGIF, wat destyds begin was in die stad, by die Hard Rock Café. En toe hulle destyds die een by Vredekloof begin het, toe het hulle hom gevra om hulle te help, om hom aan die gang te kry daar. En so het ek en jy, seker, wat is dit, nie, wel jy en 'n paar van ons, wat is dit, 19 jaar terug, dink ek, omtrent, so 18 jaar terug, daar gaan besoek om te kyk hoe hulle dit doen, en toe nou by die TGIF, hierdie TGIF begin het destyds by NG Kerk Bergsig. Was dit 2008, ja, ek het einde 2007, begin 2008 tot bekering gekom. So ja, so vir my is dit nou 'n bietjie full circle, om vandag, jy weet, hier te wees. So ja, so ek is nou jammer, ou Peer is nie, hy is bietjie op vakansie, soos die res van ons bevoorregte broers. Okay, my getuienis. So wat het gebeur? 19 jaar terug, so ja, ek was op daai stadium, was ek by NG Kerk Bergsig gewees, groot geraak in die NG Kerk, NG Kerk mans, soos meeste van ons, niks teen NG Kerk, jy lief vir die NG Kerk, maar dit was nou maar, meeste van ons kom ons nou maar uit daai background uit. En jy weet, voorgestel en aangeneem, en universiteit toe gegaan, aangegaan my lewe, maar standaard Afrikaner, soos wat ek seker baie van julle ook was, verstaan,
jy vloek soos 'n matroos en jy drink soos 'n matroos. In die opsig van en jy glo jy's reguit op pad hemel toe. Want jy glo mos nou Jesus is die seun van God. En dis mos nou eintlik al wat jy as jy glo Jesus is die seun van God, dan is jy mos nou okay. En so ek het geen twyfel by my gehad dat ek reguit op pad hemel toe is nie. Selfs geglo dat jy mag nie eers twyfel daarin nie. En so ja, en ek is op daai stadium praktiseer ek as 'n advokaat in die stad, 2 jaar al, 31 jaar oud, en ek loop hy man wat daar so sit vir Wallis. Loop ek raak nou 'n bietjie bewoe. En ek gaan toe van een vloer na 'n volgende vloer toe. Soos wat jy nou daar praktiseer, en probeer jy nou maar heeltyd, weet 'n nicer kantoor kry. Want jy hier deur hulle. En ek is so twee deure van hom af weg. En tussen my en hom is daar 'n ander ou. En die eerste dag wat ek daar kom, wys die ou vir my 'n foto van waar Wallis 'n ander ou op die vloer gedoop het. En lag, jy weet, daaroor, nou spottenderwys. Ek lag nou nogal saam, ek meen, ek het nie enige oortuigings gehad nie, oor dit nie. Maar so ontmoet ek hom. En so is hy nou vriendelik met my en praat met my, en ons eet 'n bietjie middagete saam aan, of in sy kantoor of my kantoor, en hy bring maar net die Here so in die gesprekke in. En maar die gesprekke met hom is altyd so half 'n bietjie ongemaklik, want die God wat ek by hom, waarvan hy praat, klink nou vir my toe op baie stadium na so 'n harde God. En jy weet, en ek is toe nou gewoond aan 'n God van liefde, jy weet, wat eintlik agter jou aanloop. Eers later besef, ons moet eintlik agter hom aanloop. Maar ja, maar so sal ons nou 'n bietjie argumenteer. Jy weet, want ek weet, hy sê goed en dan klink dit nie vir my lekker soos wat ek het nie. En so het dit aangegaan, en ja, en ek glo dit het daartoe gelei dat omtrent 'n jaar daarna kom ek, en ons het ook nou een van 'n kuier gehad, wat ook al. Ek het toe na meeste van my pelle het nog nie kinders gehad en getroud nie. Ek was nou kinders met trou, so ek kan nie elke dag saam met hulle kuier nie, maar wanneer ons kuier, dan kuier ons ordentlik. So vir my was dit, vir ons was dit algemeen gewees, soos wat dit maar vir my meeste Afrikaners daai tyd was. Jy weet, jy nie snaaks om te kuier tot al die plekke toe is 4:00 die oggend, daar Edwardstraat. Dit was maar 'n ou se lewe. En nou so was ons ook nou weer op 'n kuier gewees, die naweek, kinders by my maale gelos, en maar ons kom terug, kry die kinders, ons is Sondag daar in Tygervallei, en stap daar by Koemboeke in, want, en ek dink dit was nou glo, dit was absoluut as gevolg van Wallis wat met my oor die Here gepraat het, want ek verloor toe nou ook al hierdie argumente met hom. En ek wil ook nog altyd die Bybel gelees het, maar nog nooit regtig heavily dit reg gekry nie. 'n Paar keer al, seker 5 keer al so half probeer, en dan, maar ek weet nie of ek verby hoofstuk 1 en Genesis gekom het nie. So ek het maar altyd hierdie Solly Osterweg boekies gelees, en daai goedjies, jy weet. Maar ek is toe nou daar, en ek sê vir die mense, ek soek julle nommer 1 Bible study boek. Want soos in meeste industrie het jy mos gewoonlik, en ons het ook so in die law, jy nou 'n superior court practice, en met die reëls, met die wet en die reëls, en dan nou al die kommentare van die hofsaake daarop. So ek het nou so iets in my kop, jy weet, ek soek 'n lekker boek met kommentare, hoef ek nie net sy kommentaar te volg nie, dan kan ek seker ander mense wat ook opinies het. En en ek kry die boek, en dit is, en ek stap toe nou daarin, en ek sê vir hulle, ek soek so 'n boek, en vraggies, daar's 'n tafel met 'n boek op en 'n 1 op. En sy wys na daai boek, en ek sê, yes, dis die boek, en ek vat die boek, en toe is nog 'n Engelse boek, dit is die Life Application Study Bible. Nie van die beste kommentare wat daar is nie, maar
Hy het die job gedoen. So ek kry toe die boek R150 later en ek kom by die huis, maar ek's nog bietjie aangeklam van die vorige aand se kuier, toe ek die boek koop. En toe ek nog by die huis kom, nou gesit ek op die bed, ek moes nou die geskenkie, ek moet R150 betaal vir die ding, nou wil ek bietjie gaan kyk wat daar aangaan. En ek is nog steeds 'n bietjie aangeklam. Ons moes nou ordentlik gekuier. Ons het ook geglo, jy weet, as 'n man nie drink nie, kan jy hom ook nie vertrou regtig mos nie. En jy weet, en so hier vat ek en ek begin lees en ek onthou ek sê vir my vrou. Ek sê vir haar, liefie, het jy geweet daar's 2 bome in die tuin van Eden? Ek het net gedog daar's 1. Sy sê vir my, o. Nou ek het altyd toe ek klein was, het ek of deur my lewe het ek maar altyd gebid, Here, jammer dat ek vloek, jy weet, ek het dan ten minste geweet, dis verkeerd, nie effek op my gehad nie, maar ek het geweet, dis verkeerd. En maar wat toe nou met my gebeur is, toe ek nou so begin lees, so 'n maand of wat daarna, vandat ek nou diep begin lees het, toe kom ek eendag agter, so ek alleen in my kamer, en ek kom agter, maar iets het met my gebeur, want ek het omtrent 'n maand laas gevloek, en ek meen, ek het gelove om te vloek, dit was soos, die E-woord was my favorite woord, en as ek om 5 keer in een sin kan gebruik om my punt te maak, en ek gevoel, was 1 keer te min, jy weet, en maar wie ek was, en ek besef, iets het met my gebeur, ek het 'n maand laas gevloek, en ek gaan op my knieë, net ek daar, en ek gaan op my knieë en ek wil bid. Met niemand gepraat oor die Here andersins nou, behalwe nou met hom nou destyds, maar nou nie hier oor of so iets nie. So van tyd tot tyd was nou by die werk gewees. Maar ek gaan op my knieë en ek wil bid. En ewe skielik is dit asof Jesus reg voor my staan. Jy weet, soos sy bene, as hy reg voor my staan, maar dis weird ook, die hele vertrek is vol. Hy staan die hele vertrek vol, hy staan reg voor my, en hy staan die hele vertrek vol, en is net lig, die hele vertrek is net vol lig. En ek is so oorweldig, want ek wil praat, ek wil Vader sê, en ek kan nie 'n woord uit my mond uit kry nie. Ek kan nie, ek is net oorweldig. Praat met niemand daaroor of niks nie, maar elke oggend gaan ek op my knie en dan wil ek nou bid. En selfe storie. Jesus is letterlik daar, die plek is vol lig maar ek meen ek sit nou op my knie met my oë toe, maar jy weet, dit is wat ek sien. En vir 7 dae is dit so. En op die 7de dag, toe gaan my mond oop, en ek sê, Vader. En is soos ek vir my eie pa sal sê, Vader of pa. En ja, my lewe was net van daar af anders. Ek is net toe, jy weet, progressief. Net van daar af het alles net verander. En maar ek en my vrou was soulmates, kuiermaatjies, op die universiteit ontmoet, toe ons 20 was, beste maatjies. En sy sit toe nou ewe skielik met hierdie weird ou in haar huis, wat nou net vir hulle wil convert, en vir hulle eintlik maar vertel, maar hulle ken nie eintlik die Here nie, en hulle moet die Here leer ken, en so aan. En niks, maar so sy sukkel toe nou bietjie met dit, en ek kom nou een dag, is dit 'n weird situasie, sy sê vir my, sy staan daar in die kombuis, sy kan dit tot vandag toe nog nie onthou nie, maar vir my was dit verskriklik insiggewend. Sy sit daar, sy staan daar, en sy sê vir my, weet jy, die Here het jou oor my pad, sy weet die Here het my oor haar pad gebring, maar sy is soos 'n stout kind. Sy gaan, weet, bykom,
maar sy is nie soos 'n stout kind. Sy wil nog nie. En dit was vir my die weerste ding in my lewe gewees, want sy praat met my asof ek 'n vreemdeling is. So dit was vir my sleg gewees, maar dit was ook een van my beste oomblikke daai tyd in my lewe gewees, want ek besef toe, maar die Here is besig met haar. Want dit is eintlik 'n geweldige ding wat sy sê. Sy weet wat hier aangaan. En maar as huwelik gaan deur 'n moeilike tyd, ek kom toe nou daar tot bekering. Jy weet, ek is mos nou by Bergsig daar, kom nou tot bekering en ek is 'n bietjie weird. Ek gaan met my kortbroek kerk toe, want jy weet, ek wil 'n punt maak of vir die ouens sê, dit gaan oor die Here en jy weet, en so aan. Inteendeel, ek het nie eintlik eers daarmee iets bedoel nie. Ek het net gevoel dis vrek warm. En hoekom moet ek nou so verskriklik aantrek? So ek het nie eintlik bedoel eers om 'n statement daarmee te maak nie. Dit het toe nou maar so half gebeur. En hulle sit my daar op die kerkraad en ons het met die TGIF, hy wil die TGIF ding begin het en saam met hom die TGIF, ons het daar gaan besoek by Vredekloof en die TGIF begin het daar en al sulke goed en ek het 'n klomp my eie pelle ou Etienne wat daar so sit. Hulle kom op 'n stadium na my toe en sê maar jy weet wil ook nie kom ons begin 'n selgroepie. Doen ek dit dan is hy by en hulle is by, maar as ek nie vinnig genoeg begin nie, dan begin hulle brandewyn drink, jy weet, so ek moet vinnig 'n CD of 'n ding daar inkry en so dit was maar ook challenging geweest en ja, so gaan ons aan, maar met my huwelik is dit nou 'n bietjie moeilik. My vrou word toe saam met my gedoop by Wallisille se gemeente op daai stadium gemeente van die Wynstok aan Bellville. En want sy kom toe oortuiging van die doop, want ek wou gedoop word en sy kom tot oortuiging van die doop. Ek het eers vir wat is dit Skols Philip gevra of hulle my sal doop, maar hulle het nie teruggekom na my toe nie. En ja, en ons gaan op baie uittrek. Ek weet nie of jy kan onthou nie, ek wil nie na die Mighty Men ding toe gegaan het nie. Want jy weet, ek het net nie gevoel ek is nou lus vir dit nie, maar almal daar by die gemeente wil nou Mighty Men toe gaan. Nou bid ek, nou sê die Here vir my nie, jy moet ook gaan. Ok, nou gaan ek maar saam. Maar ek kom terug van die ding af. En finansiëel het dit nie so goed met ons gegaan nie. En ek was maar die broodwinner gewees en my foon word op die trip op pad daartoe. Ek dink omdat daai waar die bus het gebreek of iets, daar was 'n issue gewees. Daar sien ek op my foon, toe wou ek my foon afgesit. En ek kom by die huis, maar dieselfde naweek was my vrou op saam met haar familie, wat ons toen ontmoet het toe ons hier in die Kaap kom, haar biologiese familie, kontak met haar gemaak, en haar ma's in Amerika, die biologiese ma, en die is hier vir die naweek, en hulle, sonder dat ons nou weet, kry hy toe 'n storie, dat die ma nou daar sal wees, het geweet die ma gaan wees, ons het nie geweet die ma gaan na half teen haar wil wees nie. En sy is daar ook opgewonde nou, 'n naweek saam met haar biologiese ma te spandeer, nou, ons is nou so 31 years old, ons is nou nie meer 18-jarig is nie, en is nie 'n lekker naweek vir haar, met die biologiese ma nie, die turn 'n bietjie op haar, en ek kom terug van hierdie high af, van Mighty Men, en ek maak die deur op, maar dit is 'n ander vrou, dis nie my vrou nie, sy is moeilik, sy kry nie lekker nie, en sy gaan toe nou, so dis seker nou so 'n jaar of wat na ek tot bekering gekom het, miskien 'n bietjie meer jaar en 'n half, en sy's net nie, ja, sy's moeilik, en ek praat met Wallace oor, hy sê vir my, maar gaan praat met Ters,
Hallo? Okay, as hy. Part 2, my tydjob dophou. Okay, so wat gebeur toe? My vrou. En hy sê gaan praat met Ters, ek gaan praat met Ters. Hy daar dis toe net die voorganger daar by hulle gemeente. En toe ek kom toe hy sommer 'n ander man daar ook, Travis. Hy doen die lofsang daar, waar ek nou nie hom geken nie. En hulle sê vir my, maar ons gaan nou bid vir 40 dae, gaan ons 3, ons 2 saam met jou, gaan ons bid vir jou huwelik. Ek sê vir hulle, dankie. En ons begin bid, en dan elke dag stuur ons mekaar versies. Elke dag kry 'n oue beurt, as die Here vir my woord gee om vir die ander ou te gee. En so bid ons saam. Hierdie ander vreemdeling wat ek nou nie geken het nie, hy bid nou saam. Nou bid ons 3. En dag 33 sê die vreemdeling vir my, want ek het 'n goeie pelle geraak, hy het vir my later gesê, dit was op dag, want sy kom toe in hierdie 40 dae kom sy toe, kom haar draai, wat sy nie meer so vyandig teenoor my is nie. En dit was op so dag 33 gewees. Hy dagboek gehou van presies die dag en hy sê dit was op dag 33 gewees. En so gaan ons toe, maar in daai proses, toe ek nou na hulle toe gaan, toe hoor ek die Here sê vir my, ek moet alles los. Ek los die TGIF, ek los al die groepies waarby ek is, ek los daai ouens se groepe. Ek het hom maar by Wallis afgelaai en toe ek so 4 maande later daarby kom, toe hy ook tot bekering gekom. Want Wallis het ook 'n selgroep daar gehad, na ek tot bekering gekom het, Wallis my genooi om sy selgroepie te join. So ek was by klomp sulke manne goedjies betrokke gewees en goed. En maar ek los alles. Toe my vrou nou so weird raak, sê die Here vir my. En toe sy nou weer bedaar en weer mens raak, toe sê sy vir my, maar sy wil nie, toe stuur sy my terug na Wallis se selgroep toe en ek gaan toe terug daaraan toe. En dis toe ek nou vir hom sien, en sien maar hy is ook nie meer dieselfde wat ek hom 4 maande terug gesien het nie. En ja, so het dit toe gegaan, en wat toe gebeur is, ons gaan toe na die gemeente toe, daai jaar, einde daai jaar, gaan ons na die gemeente toe, en hulle het 'n liefdesmaal, en dis seker so 'n gemeente van so 100, tussen 100 en 150, seker so 120 mense, kan nie onthou nie. Maar die gemeentetjie is almal is wedergebore kinders van die Here. Hulle almal, hulle lewe is die Here. Hulle almal wil net hê ander mense moet tot bekering kom. Verstaan? So dit, jy kan nie, jy weet, ek is nou hier, ons is nou tussen die lot, my vrou is half aanvanklik, wat weet hierdie mense van my? Ek sê van moenie worry nie. En 5 maande daarna, vandat ons by die gemeente betrokke raak, kom sy tot bekering. Nuwe mens, selfs as my gebeur het met haar. Sy lees skelm die Bybel voor dit, sê nie vir my nie, want sy wil nie, ek moet nou sien, sy lees Bybel as gevolg van my nie, want sy lees dit omdat sy dit wil lees, jy weet. Sy is 'n rooi kop. En toe nou die kinders, jy weet, so die kinders het ons maar, glo die Bybel het vir ons, die Here, met die Bybel en die Here gehoor, verstaan, leer hulle die weë van die Here. Hulle was 3 en 5 toe ek tot bekering gekom het. Hulle onthou nog, een van 5 onthou nog hoe ek saam met my dronkpelle daar Delarey gesing het. Toe ons nog gekuier het. Maar ja, en so het hulle ook hulle journey gehad. So ons het maar vir hulle geleer. Jy weet, wat sê die Bybel? Kom ons gaan kyk wat sê die Here. Gaan kyk in die woord wat sê die Here. En as hulle dan nou gekom het met hulle journey, die Here het my gewys, en ek dink is 'n belangrike beginsel. Ek hoor ou Rickert doen dit ook met die mense. Hulle kom daarna om toe en dan vra hulle vir hom, maar jessie man, hierdie is my issue, wat ek al dan sê vir hulle, maar hoor by die Here. Wat sê die Here vir jou? En daar die Here vir my geleer om met my kinders om vir hulle van kleins af hulle in 'n plek te kry, selfs al ken hulle hom nog nie, maar om na hom te gaan en vir hom te vra, wat sê hy? So het hulle na my toe gekom aan, hulle nou bikinis, en dan sê hulle nou, maar papa, kan ons nou bikini aantrek? Weet ek, okay, hier is 'n moeilike ene. En dan is dit die beste een om te sê, gaan hoor by die Here, wat sê die Here vir jou?
Jy weet, as wat ek nou vir haar sê, sy moenie bikini aantrek, want ek was altyd bangerig om die werk wat die Here wil doen, te gaan hamper, deur vir hulle reëls so goed te maak, dat hulle goed doen, om my happy te maak. Ek worry nie daaroor nie. Ek wil net hê hulle moet 'n verhouding met die Here hê, nee, want ek weet hoe belangrik dit is, en hoe maklik jy kan dink jy het 'n verhouding met hom, en jy het nie, want dit is my lewe vir 31 jaar. En so die enetjie ook, is daar uitreik, die gemeente gaan op 'n uitreik na een of ander dorp tussen niks en nêrens, en my oudste moet haar Pelly nooi haar vir 'n naweek Greyton toe, en sy sê nee, sy sê ja, maar jy weet, moet sy nou Greyton toe gaan, en of saam op hierdie uitreik. En ek besef toe ook, maar ek kan nie vir haar sê sy moet op die uitreik gaan, en die naweek opgee nie, want hoe doen jy nou iets vir die Here, en jy doen dit nie omdat die Here vir jou gesê het nie. So ek sê ook vir haar, maar gaan hoor by die Here, soos wat ek maar altyd doen. En sy sê, nee papa, sy het by die Here gehoor, en die Here sê vir haar, sy moet Greyton toe gaan. Ek sê vir haar, ek weet, ons geen manier, of nie geen manier nie, maar dis onwaarskynlik, verstaan, dat die Here nou vir haar sê, dat sy nou Greyton toe moet gaan, ons is, al die families gaan nou saam op hierdie uitreik. En jare daarna, nie jare daarna nie, paar jaar daarna, sy het nou teruggekom het na ons toe en vir ons gesê, nee, sy het die Here verkeerd gehoor, want kort daarna het sy net tot bekering gekom, en sy het toe nou gedoop hier in graad 8 rond, en so dan my jongste ook, en hier na die einde van haar skoolloopbaan, maar sy is ook nou op universiteit, en daar het sy ook maar dinge, jy weet, en daar, die kinders kry ons maar baie kere 'n bietjie van 'n nok op die universiteit ook, want jy weet, hulle is ewe skielik in hierdie nuwe milieu, en daar moes sy ook maar nou deur 'n ding gaan, maar ek glo die beste manier, bid, om saam met die persoon te bid, en dan moet daai persoon by die Here hoor, want dit help nie, hy hoor by my nie, hy moet gaan hoor, wat sê die Here vir hom, en so, dis ons gesinnetjie hier so in Durbanville, my brief was om wat my getuienis, en waarmee is die Here besig met ons, so, ek gaan nou begin afsluit, wat die Here nou intussen, so dit is nou hoe ons nou tot bekering gekom het, maar nou part 2, waarmee is die Here besig met ons nou? So die Here het nou so 2 jaar terug, ja, so ongeveer, nee, ja, so einde laas jaar, het die Here vir ons gesê om gemeente hier in Durbanville te kom plant, want ons was nou daar in Bellville in die kerk gewees, maar ons bly hier so in Durbanville al die jare. Maar so einde laas jaar sê die Here vir ons moet nou 'n gemeente hier in Durbanville kom plant, en kyk of ek nog by my notas hou, ja, en die skrifgie wat die Here vir ons gegee het, die ding het my pad uit wat, die skrif wat die Here vir ons gegee het, ek weet nie of julle kan onthou, hulle noem dit die Greatest Beach Party ooit, in Johannes 21, eintlik so 'n paar jaar terug, gee die Here vir my, gaan ek deur Johannes 21, is die stukkie waar Jesus vir die 3de keer, volgens daai stukkie aan die mense verskyn het, aan die disippels verskyn het by Galilea, en hulle basies kom Johannes, en dan sê hy, nie Johannes nie, daar staan in Johannes, Petrus het gesê, hy gaan vis vang, en dan sê die ander, ons gaan ook, en dan gaan vang hulle vis, dan kry hulle niks nie, en dan sien hulle, daar's iemand daar op die strand, en dan sê iemand, dis die Here, of hulle weet nog nie, dis toe die Here nie, en dan sê hy net vir hulle, gooi uit aan die regterkant, en dan gooi hulle uit aan die regterkant, en dan vang hulle hierdie 153 visse, en hulle sê, is groot visse, en die net wou skeer, maar hy het nie, en dan trek dit daar op, en dan sê 'n vers, spesifieke vers in die stukkie, en ek lees hom, dis in Johannes 21 vers 11, Simon Petrus het in die skei geklim, en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeer nie, en dan sê die Here vir hulle, kom eet, saam met my, en dan, hy moes nou klaar die vuurtjie voorberei, en die visie en die brood. So,
lank terug hierdie, so 'n paar jaar terug hierdie, toe ek nou net deur my Bybelstudie gaan met dit, kom ek lees ek dit en ek sien die 153 en ek vra vir die Here, nou maar waaroor gaan dit, want ek wil altyd weet wat elke woordjie en elke sinnetjie en alles beteken. En die Here het my van die begin af, toe ek tot bekering gekom het, vir my gewys, wat is dit, Johannes 17 vers 3, wat sê die ewige lewe is om God die Vader en sy Seun Jesus Christus te ken. So het gaan nie daaroor om die Bybel te ken nie, het gaan daaroor om God te leer ken. En vir my is belangrik, want ek het gedink ek het hom geken en ek het hom nooit geken nie. Soos Job ook sê aan die einde van Job, sê hy, dit was deur hoor sê, maar nou, my oogie gesien, nou ken ek nie. So ek lees die raai, en ek kyk gou vinnig, ek sien 153, ek weet nie wat dit beteken nie, ek gaan kyk vinnig aan daai kommentaar, wat ek nogals gehad het ook, daar staan niks daar nie, ek het soos 2 kommentaarboeke, kyk vinnig op die internet, daai tyd, kry nie iets nie, maar die Here sê vir my, los het, en my tyd raak op, is 1 uur en 'n half, en ek moet werk, maar gewoonlik sal ek dan nou die volgende dag aangegaan het, om te gaan kyk het nou maar, wat beteken dit, en die Here sê vir my, nee, los het, ek sal vir jou, op my tyd, sal ek vir jou sê wat daar staan, moenie daar worry nie. En nou los ek het, dink nie weer daaraan nie, vergeet heeltemal daarvan. So 'n paar weke of 'n maand of wat daarna, stap ek uit 'n plek uit, en is net asof, nie audibly nie, maar asof die Here in my gees net vir my sê, dat 153, het te doen met die grootte van 'n gemeenskap van gelowiges. As dit groter as dit begin raak, dan kan jy siele beginne verloor. Dit het te doen met dit. En ek tog, wow. En dit daar gelos, en nou einde laas jaar, toe sê die Here vir my, maar ons moet nou 'n gemeente in Durban wil kom plant, want ek dink, op daai stadium, omdat is geweldig baie mense in Durban wil gelowig is, wat uitverkoop is vir die Here. Hulle wil net hê, mense moet gered word, hulle is regtig uitgelewer vir die Here, maar hulle is nie in gemeentes nie. En die skrif, en die Here sê vir my, daai Johannes 21 destyds, wat daai skrif is die skrif vir julle, vir die kerkplanting. En ja, so dis nou wonderlik vir ons, want dit was toe nou ons cue in die Here in terme van, ja, okay, jy weet, jy moet nie eie ding probeer doen nie, want gooi uit, wag op hom, en jy moet deur hom gelei word, en gooi die net uit waar hy sê, en hy sê ons nou vir ons, waar as die net moet uitgooi. En so dit is waarmee ons nou besig is, maar die Here het ook vir my gewys, dit kan nie my fokus wees nie, want dan begin alles draai om dit, so die fokus moet die Here wees, so anders te begin het alles te gaan oor dit, en nou wil jy mense moet daar betrokke raak, en dis ook nie hoe die Here werk nie. So dis wonderlik, so dis maar waarmee die Here met ons besig is. En toe vra, kyk of ek alles hier gekry het, net een dingetjie wat ek vergeet het, vinnig, hulle sê, daai tyd, toe ek nou wil gedoop word, toe stuur Philip my op 'n stadium na, van Skoor, die predikant by Moedergemeente, hy gee toe vir my 'n boekie, wat is sy naam? Gys, yes, Gys. En Gys gee vir my so 'n boekie van iemand wat lank terug, iets soos op daai stadium, omtrent 30 jaar terug, het hy 'n boek geskryf, 'n King, 'n Dominee King of iets, wat 'n soort van 'n legendariese predikant was in die NG Kerk, en dit het gegaan daaroor hoekom as mense tot bekering kom, hoekom baie keer as mense tot bekering kom, dan gaan hulle uit die kerk uit. En ek het nou na die boekie gekyk, maar die stukkie wat my getref het, was heel agter in die boekie was daar statistiek, 'n proppe wetenskaplike, ekonomiese statistiek wat hulle deur die hele, wat hulle nou met die NG Kerk nou maar as 'n voorbeeld gebruik het, maar jy kan dit van die hele kerk, dink ek, wêreldwyd gebruik, weet jy, vir al die hoofstroomkerke, maar ek dink jy kan dit van die hele kerk gebruik. En hulle het 'n steekproef gedoen deur al die gemeentes, en vir die gemeentes gevra, wie van julle kan getuig dat die Here 'n effek op julle lewe het. En net 10 uit 100, net 10%, en dit is 40 jaar terug ongeveer, net 40%, net 10% kon sê dat die Here een of ander effek het oor hoe hy
lewe. So met ander woorde, die ander 90 was soos ek was. Ek glo Jesus is seun van God, all is good. Ek het altyd daarna gesê, is die lekkerste geloof om te woord, en jy kan maak wat jy wil. En jy gaan hemel toe. Wat se beter paas as dit kan jy nou kry. En, maar ja, so wat my getref het is, uit dit uit het ek die konklusie gemaak, dat as dit waar is, dan beteken dit, as jy dit in elk geval vat, en ek dink is representative van die hele wêreld, so ek vermoed, uit dit uit, dat omtrent net 5% van Christene, wêreldwyd, is actually wedergebore, en ken die Here, het actually lewe in 'n verhouding, wat vir ons 'n geweldige bediening gee, want in ons land is ons 83% gelowiges en al ons pelle en familie en mense is Christene. Maar miskien, as ek reg is, ken 5% van hulle net die Here. So daar's 'n bediening vir ons. Nee, ek moes toevallig, die Here moes daai ou vir Wallis 2 meter van my af 'n kantoor langs my gee, ek moes in hom vasloop vir hom, maar hoeveel gelowiges het ek gehad wat nie met wat my kon gepraat het, my vroeër kon gehelp het. Jy moes jou journey gehad het met die gevangenes storie. En dis fyn, dis die Here, maar ons het 'n bediening en ons het 'n roeping en ons het ene hier in Durbanville. Sorry, ek wil klaarmaak. Ek het eintlik lank terug gesê ek wil klaarmaak, nou gaan ek klaarmaak. So ek wil net gou kyk. Ja, so wat ek graag wil doen nou is, ek wil gou hê ons moet, daar is 3 vrae wat ek wil hê ons net moet gou nog gaan kyk. Eerste ene is, het dit al met jou gebeur? Nee, miskien sit hier iemand hier en jy dit wat met my met die genade van die Here 19 jaar terug gebeur het, nog nie gebeur nie. Dis nie 'n ding om oor sleg te voel nie. Die Here sê, al wat jy hoef te doen is draai na hom toe. Dis al wat ek gedoen het. Ek het nie die Bybel, ek het hom nie eens gesoek nie, ek het nie eens probeer om gered te word, ek het nie eens gedink ek het hom nodig nie. Ek het maar net gelees. Hoeveel te meer, as jy sê, Here, ek soek U, nee, soos Jakob, en jy los hom nie, totdat jy gered is nie. So ek wil gou hê, ons moet in groepies opdeel, nee, van so 5. So 5, groepies van 5, en ons is nou 3 verskillende groterige groepe hierso. Kom ons deel 'n bietjie, kom by mekaar uit, want die idee is ook om mekaar 'n bietjie te leer ken. Ons vat net 'n paar minute, 10 minute. Ons het nog tyd oor, want ek het nou vroeg klaar gemaak, ek het gesê ek het 50 minute en ek is nou op 35, so ons het nog, 15, nee. So, kom ons vat gou die tydjie, maak groepies van 5, en dan vra ons net die volgende 3 vrae, enige ander vraag wat in jou hart opkom. Ons vra die volgende vraag vir mekaar. 1, het jy daai sekerheid? Het dit al met jou gebeur, dat jy 'n nuwe skepsel geraak het, dat jy weergebore is, dat jy nie meer daai ou dood is, en jy nou hierdie nuwe mens is? Indien nie, sê dit vir die ouens. Sê dit vir die ouens, en dat hulle vir jou bid. En sorg dat jy, kry vir jou iemand wat so 'n getuienis het, en stap saam met hom, totdat die Here dit gedoen het, nee? So kom ons doen ons vra daai vraag vir mekaar. Tweede vraag, want hulle vra vir my, wat is die tema? Ek moet 'n tema gee vir vandag, en toe praat ek met die Here, en toe is die tema, is jou lewe Jesus, nee? Want dit is wat dit moet word. So die tweede vraag is, kom ons vra vir mekaar, jy weet, of 2, kom ons, die tweede vraag wat ons kan vir mekaar vra is, waarmee is die Here nou besig met jou? In jou lewe, of bediening gewys, of ander mense in jou lewe, wat jy moet praat oor die Here, en dan derdens, is jou lewe Jesus in alle opsigte, in jou huwelik, by jou werk, met jou kinders, is jou lewe Jesus in alle opsigte. So kom ons vat gou so, maar dit is maar net 3 teasers, nee? Maar kom ons doen dit, ons deel in 5 groepies, gaan sit daar by ouens wat jy nie ken nie, en dan kom ons maak gou ons 5 groepies, en dan deel ons met mekaar, en dan hoor ons wat die Here sê. Ek gaan sommer nou afsluit, sodat ons dan net kan aangaan soos wat dit ook al is, dat ons nie hoef af te sluit nie. Here, so ek wil net vinnig bid, en vir jy sê, Here, ons het U nodig, en ek wil net voor ek klaar maak, 'n ander ding waarby ons ook betrokke is die Here het in Rian, waar sit Rian? Hier's Rian, in sy hart, gesit op laaste Vrydag van elke maand, kom ons hier by die Tunnel by mekaar,
Hy het toe na Andrei toe gegaan, wat daarso sit, wat vir die lofprysing, so elke Vrydag, 5:30, het hulle met 'n ding begin, wat ons hulle nou ondersteun mee, om te kyk of die Here iets daarmee wil doen. Elke laaste Vrydag van die maand, 5:30 tot 6:30, is 5:30 tot 6:30, is word daar lofprysing gedoen, daar by die Town Hall, by die Durbanville Town Hall. So, kom, die Here sê, oorweeg alles en bou die goeie, miskien is dit die Here, en ons kyk of die Here miskien iets met dit ook wil doen. Maar Here, ek wil net gou vinnig afsluit, en vir u vra, nou as ons by mekaar kom, Here, maak ons harte oop, laat ons mekaar bedien, want u sê, die oes is groot, die arbeiders is min. U het 'n roeping vir ons hier in Durbanville. En dit wat ons nou hier gaan doen met mekaar, wil u ook hê met ons gaan doen as ons hier uitstap, om met mense te gaan praat soos wat Wallace met my gepraat het, om met mense te praat oor die Here. En dan saam met mense te sit en te bid, dat hulle self by die Here hoor. Here, want ek het opinies, en ek het baie opinies, ek ken die woord, maar dit wat in my kop opkom, is nie noodwendig u nie. Jy sê, die kinders van God is die wat gelei word deur die Heilige Gees. So, laat ons dit wat ons nou gaan doen hierso, uitgaan, want dit is ons roeping hier, is om uit te gaan, in u oes in, die Here van die oes, en wat sê dat u stuur ons in u oes uit. Maar laat ons hier met onsself begin eerste, en laat ons gou sit by mekaar, en maak ons harte oop, en laat ons net sê wat in ons hart opkom, en kans gee vir elke ou, om vinnig te deel, wat in sy hart is, en dan ook kans te gee, vir al 5 ouens, om vinnig vir mekaar te kan bid. Here, ek bid dat u deur die Gees, dit in ons nou sal doen, in Jesus se naam, amen.